'n Goeie dag julle almal. En vandag sit Filippense 2. En dit gaan oor die gesindheid van nederigheid. Filippense 2, eenvoudig en in kort so gestel. Moenie mekaar probeer uitoorlê nie. Dink soos Jesus. Hy was God. Hy het homself verneder. Hy het mens geword tot die dood toe aan 'n kruis. En daarom het God hom verhoog. As ons dieselfde nederige hart aantrek, kom eenheid vanself. En die sleutelvers in Filippense 2 is vers 5. Julle gesindheid moet die van Christus Jesus wees. Here Jesus, U het Uself verneder. Gee ons vandag daardieselfde gesindheid asseblief, Here. En oom Piet staan op en hy sê, Filippi was 'n Romeinse trotsdorp. Mense wou altyd hoër klim. In die gemeente het 2 susters later begin stry. Daar was 'n gemor. Paulus gaan nie skel nie. Hy wys hulle na 'n lied wat hulle seker in die erediens gesing het. Die lied oor Jesus wat afklim. Ja, hoofstuk 2 is die hart van die brief. En vandag gaan Mercia Ross vir ons hoofstuk 2 voorlees. Baie dankie, Mercia. Filippense 2. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eengesind te wees. Een in liefde, een in hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees, nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly. Onberispelike kinders van God te midde van ontaard en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God, selfs al word my bloed daarby as dankoffer uitgegiet. Is ek daaroor bly? Ja, is ek saam met julle bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Ek hoop om, as die Here Jesus wil, Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook rus in my gemoed kan hê as ek gehoor het hoe dit met julle gaan.
Ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as hy en wat julle belange so opreg sal behartig nie. Al die ander soek net hulle eie belange, nie die van Jesus Christus nie. Maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos 'n kind saam met sy vader, het hy saam met my die saak van die evangelie gedien. Ek hoop om hom dadelik te stuur, sodra ek gesien het hoe hy my sake verloop. En ek vertrou dat, as die Here wil, ek self ook gou na julle toe sal kan kom. Ek ag dit noodsaaklik om die broer Ephroditus, my medewerker en medestryder, wat deur julle hierheen gestuur is, om my in my omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur. Hy verlang gedurig na julle almal en bly hom daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het. Hy was ook inderdaad doodsiek, maar God het hom oor Ephroditus ontferm, en nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie verdriet op verdriet sou hê nie. Ek stuur hom dan nou ook so gou moontlik terug, sodat as julle hom weer sien, julle weer bly kan wees en ek minder besorg. Ontvang hom met oop arms as 'n broer in die Here, en beheer manne soos hy met agting, want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie. Nou ja, tot sover. Mosie het nou vir ons gelees en ouma gaan dit nou verduidelik. Sy sê vir die klomp jong mense daar op die plaasstoep, waar die son lui sy kop wil wegsteek agter die koppe. Sy sê, Paulus pleit, maak my blydskap volkome, wees eengesind, met dieselfde liefde, moenie uit selfsug handel nie, ag ander mense hoor as jouself. En dan sing hy 'n lied. Jesus was in die gestalte van God, maar God homself het nie daaraan vasgeklou nie. Hy het homself ontledig, 'n slaaf geword, 'n mens geword en homself verneder tot die dood. Ja, die kruisdood. Daarom het God hom hoog verhef en hom die naam bo alle name gegee, sodat elke knie sal buig en elke tong sal bely. Jesus is Here. Ouma sê altyd, as jy wil opkom in God se koninkryk, moet jy eers leer afklim. En dan sê Paulus, werk julle redding met vrees uit, want God werk in julle om te wil en te werk. Doen alles is sonder 'n murmurering. Skyn soos ligte in 'n krom wêreld. Hy noem 'n Timoteus wat opreg omgee en Epaphroditus wat siek geword het om die gemeente se gawe te bring. Lewende voorbeelde van daardie gesindheid. En ouma wil nou groet, sy's moeg. Maar sy sê ek wil julle net eers ietsie vra. Waar in julle huis of werk moet jy vandag kies om af te klim en ander hoor te ag as jouself? Waar? Is daar gemor in jou hart wat jou lig dof maak? En ouma sluit af met 'n eensin gebed. Vader, dankie vir Jesus wat afgedaal het om my op te tel. Gee my vandag sy nederige hart. In die naam van Jesus bid ons dit, Vader. Amen. Ek word wakker met die son in my oë, genade waai sag, hoop in die lig, so mooi. Stof op my stewels, maar vuur in my siel, deur die dal gestap, maar U maak my heel. Met elke tree voel ek U hand, U lig my op, en nu staan ek vas. Jesus, ek sing
lig my stem, daar's niks wat treurig is. Van die berg tot die gebroke pad, voel ek uw liefde, voel ek uw krag. Jesus, ek sing halleluja. Deur die storm het u my gedra. Nou dans ek vry, in die lig verby. Halleluja, u het my bevry. Ek was verlore, kon nie my pad sien nie. Kettings om my hart, donker het verdwyn. Toe roep u my naam deur die reën so swaar. Nou hardloop ek vry, ek is nooit weer dieselfde nie. U maak my trane 'n nuwe lied. Met u by my kan ek nie val nie. Jesus, ek sing halleluja. Lig my stem, daar's niks wat treurig is. Van die berg tot die gebroke pad, voel ek uw liefde, voel ek uw krag. Jesus, ek sing halleluja. Deur die storm het u my gedra. Nou dans ek vry, in uw lig verby. Halleluja, u het my bevry. Selfs wanneer die nag so koud raak, selfs wanneer my hart soms val, is u die vuur binne in my. U laat my nooit alleen staan. Hande omhoog, ek getuig vandag. U is die waarheid, weg en krag. Van die kruis tot oorwinning, het u alles gegee vir my. Halleluja, halleluja. Jesus het my siel bevry. Halleluja, Jesus, ek sing halleluja. Laat het klink oor velde en blauw lig heen, van die dal tot die hoop hemelruim. Die liefde lig my, laat my skyn. Jesus, ek sing halleluja. Elke asem en woord is vir u, ja. Nou leef ek in die melodie. Halleluja, u maak my vry. Halleluja, halleluja. Jesus, ek sing halleluja. Jesus, ek sing halleluja.